Ons skriflesing is weer eens uit Romeine 2 van vers 5 tot 10. Maar ooreenkomstig jou verhardheid en onbekeerlike hart, vergader jy vir jou toorn as 'n skat in die dag van die toorn en die openbaring van die regverdige oordeel van God, wat elkeen sal vergeld na sy werke. Aan die wat deur volharding en goeie werke heerlikheid, eer en onverganklikheid soek, die ewige lewe. Dis waarmee God hom vir geld uitbetaal. En die wat eiesinnig en aan die waarheid ongehoorsaam en aan die ongeregtigheid gehoorsaam is, grimmigheid en toorn, verdrukking en benoudheid oor die siel van elke mens wat kwaad doen, oor die Jood eerste en ook oor die Griek. Maar heerlikheid en eer en vrede vir elkeen wat goed doen, vir die Jood eerste en ook vir die Griek. Geliefdes, hierdie twee besondere teksverse in Romeine 2 verse 7 en 10 waarmee ons nog besig is. Hier word die belonings beskryf wat Christus Jesus aan die gelowiges na die wegraping gaan oorhandig. Daarom kyk ons na verse 7 en 10 net as 'n geheel, aan die wat deur volharding en goeie werke, heerlikheid, eer en onverganklikheid soek, die ewige lewe, en heerlikheid en eer en vrede vir elkeen wat goed doen, vir die Jood en vir die Griek. So, verlede Sondag in 2 Korintiërs 5 vers 10 het ons gesien dat die Byma-troon nie 'n plek van veroordeling is nie, maar van beoordeling. Die gelowige word nie daar veroordeel nie, maar hy word sy werke beoordeel, na waarde geskat. En dit is 'n genadige gebeurtenis, waar die gelowige voor Christus verskyn, nie as beskuldigde voor die regter nie, maar as verloste voor sy verlosser. En daarom is wat hierdie twee verse van praat alleenlik vir die ware gelowige. En ons het ook gesien dat die Byma-troon gebeure deel is van die groter plan van God, om in geregtigheid sy wil tot uitvoer te bring, en dan is dit dan ook die eerste deel van al die veroordelings wat gaan plaasvind, soos wat ons dit in die tydlyn dan ook gesien het. En die Byma-troon, waarin ons geneem word met die wegraping, is daar in die hemelse woning van ons hemelse Vader, wat Jesus in Johannes 14 beloof het, waar toe hy gesê het, in die huis van my Vader is daar baie wonings, is daar baie plek vir almal. Ek gaan om vir julle 'n plek voor te berei. En daar in die huis van ons Vader gaan die beloningsseremonie plaasvind voor die Byma-troon. Dit is waar die gelowige beloon word vir sy lewe na bekering, vir die dade wat hy na bekering doen, dade wat voortvloei uit 'n lewe van geloof, gehoorsaamheid en liefde. En hierdie belonings is nie aardse geskenke nie, ek sê weer, dis nie aardse geskenke nie, maar hemelse erfenisse wat ons alreeds hier ten dele ontvang, en gedeeltelik die vreugde en die vrede kry om te beleef. Daardie 4 aspekte wat Paulus in Romeine 2 vers 7 en 10 besonderlik noem, die ewige lewe is reeds ons sinne, heerlikheid, eer en vrede, gedeeltelik. Maar dis waar die wêreld teen ons aangedruis kom, en juis hierdie van ons probeer wegstel. Maar by die Byma-troon ontvang ons die volheid daarvan. Dit word daar by die Byma-troon word hierdie die ewige lewe, die heerlikheid, die eer en die vrede finaal en volkome in totaal aan ons gegee, geskenk. Nou met hierdie samevatting as agtergrond, laat ons dan vandag aanbeweeg na die verdere aspekte van beloning wat ons as gelowiges by die Byma-troon gaan ontvang. In die Griekse taal dra die woord vir beloning, wat ons al reeds gesien het, wat aan die
enerzijds uit die aksie van uitbetaling beteken, maar dit het ook dan die spesifieke betekenis van betaling, huur of loning vir werk wat gedoen is. Vir werk wat gedoen is. En dis 'n Bybelse beginsel. Dit is 'n Bybelse beginsel en iets wat ons ten alle koste moet onthou. Dit is waar in ons lewens en dit is waar in die lewe van hulle wat ook dan vir ons werk. En Paulus skryf in 1 Timoteus 5 vers 18, die arbeider is sy loon werd. Die arbeider is sy loon werd, sy betaling werd. Maar hy het daarvoor gewerk, hy moet dit kry. Maar daarom is die beginsel dan ook van toepassing op die lewe van die gelowige. Want dit wat ons na bekering doen, waar ons nou in diens van die Vader staan, is ons ook ons loon werd. En miskien sal as ons dit in gedagte hou, sal ons dalk 'n ander perspektief hê op die lewe wat ons lewe, op dit wat ons doen en wat ons is, as ons dit in gedagte hou. Die arbeider is sy loon werd. Die arbeider is sy loon werd. Dit werk na twee kante toe. Omdat ons vir die Vader werk in sy diens is, gaan ons die beloning ontvang. Uit die Vader se oogpunt, die volmaakte Vader, gaan hy vir ons die loon gee wat ons verdien. En daarom is hierdie vers in 1 Timoteus waar Paulus skryf, die arbeider is sy loon werd, is dit 'n tweesnydende swaard, maar dit is ook op ons in 'n geestelike sin van toepassing. En dit is op die gelowige van toepassing, omdat dit gebaseer is op die strewe, die werk, daardie individuele dade, daardie spesifieke geleenthede, wat die gelowige gebruik, benut, omdat hy gered is, omdat hy nou 'n nuwe skepsel is. En daarom gryp hy al die geleenthede aan wat Christus hom gee om goeie werke te doen. Om dit te doen wat die Vader verheerlik, wat ons eerste prioriteit is wat ons gehoor het. Soos Efesiërs 2 dit vir ons stel. Efesiërs 2 vers 10, want ons is sy maaksel, hy het ons geskep. Geskape in Christus Jesus tot goeie werke, vir goeie werke. Dit is die doel waarvoor ons gered is. Wat God voorberei het, sodat ons daarin sou wandel. Hoekom het God dit gedoen? Hoekom gee God ons hierdie Efesiërs 2 vers 10 geleenthede? Sodat ons in hierdie duister wêreld die lig kan laat skyn, wat mense sal wys, dat wanneer God iemand red, is hy waarlik 'n bekeerde. Hy is bekeer van die wêreld. Hy is bekeer van die verleidings van die wêreld. Hy is bekeer van die wêreld en hy is bekeer tot God. En daarom is sy lewe, sy dade anders. Daar is twee groot denkfoute wat heel dikwels begaan word, wanneer daar aan belonings gedink word. Sommige mense dink dat redding outomaties beloon moet word met rykdom en voorspoed en al daardie dinge. Daardie health, wealth en prosperity gospel. En 'n tweede denkfout is dat lyding en teëspoed, swaar kry, 'n sekere teken van sonde is. Maar geliefdes, nie een van hierdie twee stellings is waar nie. Want God alleen besluit wanneer en hoe hy gelowiges wil beloon, of nie wil beloon nie. Of toelaat of voorskryf in hulle lewens wat vir hulle beswil is, wat hy weet in hulle lewens gaan werk, om vir hulle tot besinning te bring oor die lewe wat hulle lewe. En die feit dat God selfs mense met voorspoed straf, hoor wat ek sê, dat God selfs mense met voorspoed straf, of beloon, is sy soewereine keuse, en hy alleen weet hoe hy beplan om dit te laat werk.
En die verdere feite is dat Christene sal deur die Here geoordeel word met betrekking tot hulle rentmeterskap van die talente, die gawes, die geleenthede, die verantwoordelikhede wat hy oor hulle pad gebring het. Maar, en hier is 'n groot maar, iets wat ons altyd moet onthou. God se oordeel oor die ware gelowige is altyd 'n vaderlike oordeel. Dis 'n vaderlike oordeel. Hy oordeel oor die gelowige tot sy beswil. Tot sy beswil. En sy oordeel sal al die begrip en medelee en genade van 'n Vader hê. Maar dit gee nie nou vir ons vrypas om met onverskilligheid te werk gaan nie. Want ons moet altyd voorop stel dat God, ons hemelse Vader, 'n heilige Vader is en dat hy regverdig sal wees in sy belonings. So hy sal ons straf wanneer ons dit nodig het. Maar hy sal ons ook beloon wanneer ons dit verdien. En daardie straf is dan nie 'n straf in die sin van ongelowiges nie, maar 'n straf om ons tot besinning te bring en te laat besef, maar ons is anders. Ons is herskep en ons moet getrou aan daardie herskepping lewe. Die vraag dit bring ons dus by die belangrike vraag. Wat is die doel van die belonings? In Romeine 14 vers 12 stel Paulus dit, so sal elkeen van ons, dis nou gelowiges, so sal elkeen van ons rekenskap aan God gee. Die eerste bedoeling van die belonings, die beloningsseremonie, is om rekenskap te gee. Met ander woorde, geliefdes, ons moet besef, ons gaan persoonlik voor God, ons Vader, en Jesus Christus, ons Redder staan, en hom in die oë kyk, en verslag doen van ons lewens. Dis 'n baie persoonlike oomblik. En God wat almagtig is, kan dit doen, ten spyte van die hoeveelheid. Maar dit is 'n persoonlike ontmoeting wat ons daar gaan hê. Dis 'n persoonlike verslaggewing wat daar gaan plaasvind. Dit is die werklikheid daarvan. Dis nie maar net dat ons soos 'n skare behandel sal word en sê, hierdie klomp soontoe, julle het 100, hierdie klomp het 80, 60. Nee, dis 'n persoonlike verslagdoening. En ons moet dit verstaan. En geliefdes, dit is die konstante boodskap van die Bybel. God wil dus met die werklikheid van die belonings wat ons kan ontvang, die gelowige inspireer, bemoedig, versterk, om tot sy eer en verheerliking te lewe. Met ander woorde, hy sê vir ons, maar onthou, julle gaan voor my kom verslag doen. Dit gaan 'n baie persoonlike oomblik wees. Maar ons moet ook God se bloudruk verstaan, sy plan verstaan. En waaruit bestaan God se plan? In die eerste plek waarna ons reeds by die inleiding verwys het, dat toegang tot die Vaderhuis is reeds by Golgotha verseker vir die wat gered word. Daarvan hoef ons nie te twyfel nie. En dan die blote feit dat ons daar by die bymatroon staan om verslag te gee, is ook versekering dat ons is waar ons moet wees. En ons kan dit aanvaar dat daar ten volle betaal is, want onthou, daardie oomblik toe Jesus aan die kruis gesterf het, was elke sonde van ons en die mensdom daarna, die gelowiges daarna, was elke sonde nog in die toekoms. Dit sou nog gepleeg word. Praat spesifiek van hierdie era, hierdie kerkera. Maar sy soendood, sy offerdood, het vir alles betaal. Die verlede,
die hede en die toekoms. En nou lewe gelowiges onder genade en nie die wet nie. Ons lewe onder genade en nie die wet nie. In Hebreërs 8 vers 12 gee vir ons die versekering, want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredings nooit meer dink nie. So daar is geen straf vir die sondes en die oortredings nie. Verstaan dit goed. Geen straf daarvoor nie. Maar wel beloning vir die dade wat gedoen is. Ook Efesiërs 1 vers 7. Christus Jesus in wie ons verlossing het deur sy bloed, die vergifnis van sondes volgens die rykdom van sy genade. En so is dit oor en oor die belofte van die Nuwe Testament. En onthou dan, ons ontvang net soveel vergifnis. Ons ontvang net soveel vergifnis as wat God genade het. Dink nou vir 'n oomblik wat ek sê. Ons ontvang net soveel vergifnis as wat God genade het. Met ander woorde, daar is geen perk nie. Daar is geen perk daaraan nie. En om hierdie beeld baie goed beskryf, kry ons hierdie wonderlike beskrywing in Jesaja 38 vers 17. Jesaja 38 vers 17. En hier dan, in die woorde van Hizkia, die koning van Juda, lees ons in vers 17. Hier sê hy, dit was vir my goed om soveel te ly. Sal dit ons insig wees daar? Dit was vir my goed om soveel te ly. En dan die stelling, U het my lief. U het my uit die dood gered. U het al my sondes vergewe. Maar 'n goeie vertaling sou soos volg lees. Dit was vir my goed om soveel te ly. Dit is U wat my die dood gered het, want U het al my sondes agter op U rug geplaas. U het al my sondes agter op U rug geplaas. Die letterlike Hebreëus lees, U het al my sondes tussen U skouerblaaie gesit. U het al my sondes tussen U skouerblaaie gesit. En nou is my uitdaging aan U, nie nou nie, maar by die huis, gaan kyk of U tussen U skouerblaaie kan sien. Nie met die spieël nie, met die oog. Daar is baie plekke op ons liggame wat ons met ons oë kan sien. Maar die een plek waar ons hoegenaamd nie kan sien nie, is presies daar tussen ons skouerblaaie. En so kyk God daarna. Gelowiges se sondes is in 'n spreekwoordelike sin tussen God se skouerblaaie om nooit weer gesien te word nie. Was dieselfde boodskap wat Dawid in Psalm 103 vers 8 tot 14 geskryf het. Psalm 103 vers 8 tot 14. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Hy sal nie vir altyd twis en nie vir ewig die toorn behou nie. Hy sal handel met ons nie na ons sondes en vergeld nie na ons ongeregtighede nie. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees.
So ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. En soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Want hy weet watter maaksels ons is, gedagtig daaraan dat ons stof is. En dis wat Paulus in Romeine 8 vers 1 en 2, daardie uiters bekende verse ook stel. Daar's dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Hier sien ons, geliefdes, dit bevestig. Die gelowige het totale vergifnis. Geen veroordeling, geen aanklagte daarvoor die bymatroon nie. En daarom bely die gelowige sy sonde terwille van sy verhouding met God. Nie vir vergifnis nie, maar terwille van die verhouding. Dit gaan nie om vergifnis nie. Ja, vergifnis by God, vir dat ons teen hom sondig, maar ons doen dit om ons verhouding met God te handhaaf. Altyd met die inagneming daarvan. Kyk weer na 2 Korintiërs 5 vers 10. 2 Korintiërs 5 vers 10. Want ons moet almal voor die bymatroon van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy in die liggaam gedoen het. Het sy goed of sleg. Sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy in die liggaam gedoen het. Het sy goed of sleg. So hier weer eens is dit duidelik, gelowiges ontvang belonings in ooreenstemming met die aard van hulle dade, of dit goed of sleg was. Beloning in vergelyking en verhouding met jou dade, of dit goed of sleg was. Maar hier is dit belangrik, baie belangrik, dat ons hierdie goed en sleg reg moet verstaan. En weer eens het ons te doen met die ongelukkigheid van 'n woordkeuse by die vertalers. Want die woord wat Paulus hier, Paulus hier in 2 Korintiërs gebruik, vir sleg, is Phaulos, P-H-A-I-L-O-S, Phaulos. En dit verwys na iets wat waardeloos is, iets wat geen blywende waarde het nie. Kyk nou weer na die laaste deel van vers 10. Sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy in die liggaam gedoen het, het sy goed of waardeloos. Het sy goed of waardeloos. En ons kan dit so verstaan, geliefdes, en dit is belangrik dat ons dit so moet verstaan. Daar is dinge wat ons in ons lewens doen, en ek praat nou van ware gelowiges. Daar is dinge wat die gelowige in sy lewe doen, wat nie sleg is nie. Wat nie sleg is nie. Maar by die bymatroon sal dit wel as waardeloos ontbloot word. Waardeloos. Byvoorbeeld, ons kan tyd spandeer om grasperk te sny, motor te was, koek te bak, wat jy ook al jou tyd mee omgaan. Of dalk na 'n rugbywedstryd te kyk, of te gaan swem, oefening, enigiets. Al daardie dinge waarmee ons tyd verwyl. En nie een van hierdie aksies is op sigself goed of sleg nie. Daar's niks sleg in gras sny, koek bak, wat ook al nie. Daar's niks sleg daarin nie. Maar dit het geen ewigheidswaarde op sigself nie. Dit het geen ewigheidswaarde op sigself nie. Maar daar by die bymatroon sal die
beoordeling onderskei tussen dit wat waardevol of waardeloos is. Of dit ewigheidswaarde het of nie het nie. En dan bring dit ons by die vraag, waar volgens gaan God ons dade dan beoordeel? En ons sien in die eerste plek gaan hy ons motiewe beoordeel. Ons motiewe beoordeel. Kyk na 1 Korintiërs 4 van vers 3 tot 5. 1 Korintiërs 4 van vers 3 tot 5. En hier skryf Paulus, hy gee ons die regte perspektief, maar vir my beteken dit baie min, of ek deur julle of deur 'n menslike regbank beoordeel word. Maar dit pla my nie as julle van my kwaad praat nie. Ja, ek beoordeel myself nie eens nie. Want ek is my van geen ding bewus nie. Ek is nie bewus van enig iets kwaad wat ek doen nie. Daardeur is ek egter nie geregverdig nie. Maar hy wat my beoordeel is die Here. Ek moet begaan wees oor die oordeel van die Here. Daarom moet julle nie voor die tyd oordeel voordat die Here kom nie. Moenie ander mense oordeel nie. Die Here wat die verborgde dinge van die duisternis in die lig sal bring en die bedoelinge van die harte openbaar sal maak. En dan sal elkeen lof van God ontvang. Dan sal, wanneer na die bedoelings van die hart gekyk word, sal daar volgens daardie dade wat gedoen is, 'n daad beoordeel was of dit goed of waardeloos was. Met ander woorde, God bepaal wat die motiewe van die hart was in dit wat die mens doen. Gras sny, motor was, koek bak, al daardie dinge wat moreel neutraal is. Maar wanneer dit byvoorbeeld in die gesindheid gedoen word om iemand te help of te seën of in sy nood te help, dan is dit goed. Dan het daardie dinge wat op sigself nie waarde het nie, kry dit waarde, omdat dit dan toegevoegde waarde het deur dit wat die motiewe van ons hart was. Maar jy kan daar dieselfde dinge doen om van jou verpligtinge weg te kom. Om dit wat jy as gelowige behoort te doen, nie te doen nie. Byvoorbeeld, sê maar, om jou Bybel te lees, of om Bybelstudie toe te gaan, of om kerk toe te gaan, of al daardie soort goed. As jy daai goeders doen, of waarmee jy jou tyd ook al verwyl, omdat jy nie jou gelowige verpligting wil vernakom nie, dan is dit sleg. Dan is daardie goed wat op sigself moreel neutraal is, dan word dit slegte dinge. Maar dan voor die bymatroon word dit dan as waardeloos beskou. Hoekom is dit dan waardeloos? Want Jesus het reeds vir daardie sonde gesterf. Hy het daardie daad wat jy in sonde gedoen het hy geneutraliseer, as ek dit so kan stel. En nou is dit waardeloos. Voor die bymatroon is dit nie goed nie. Dit is waardeloos. Want daar is geen veroordeling vir die ware gelowige by die bymatroon nie. En dit sal ook goed insluit, ek praat van hierdie waardelose goed, wat voor die bymatroon as waardeloos beskou sal word, dinge wat jy doen vir jouself, om jou eie selfsug, jou eie glorie, jou eie status, jou eie aansien, jou eie gemak. Dit is sleg, maar by die bymatroon sal dit as waardeloos beskou word. Ook daardie dinge wat jy doen uit wettiesheid, indien jy dink dat jy uit wettiesheid tot jou redding moet bydra, ook dit sal as waardeloos beskou word. Omdat jy daar in jou redding sien en nie in Christus nie, is dit ook waardeloos in God se oë. En so 'n persoon sal geen beloning daarvoor ontvang nie, want God beoordeel die motiewe van die hart.
So dit wys vir ons een ding, geliefdes, dat die ingesteldheid, die gefokusdheid van ons hart, is dit wat bepaal wat daar by die bymatroon gaan gebeur, wanneer ons ware gelowiges is. Hier op aarde mag jy aanprysings ontvang, al daar is dit goed. Maar, het jy dit tot God se verheerliking gedoen? Of om jouself te verheerlik? Want voor die bymatroon sal dit wat jy doen om God te verheerlik, beloon word. Maar dit wat jy doen om jouself te verheerlik, sal as waardeloos beskou word. Dus die motiewe van jou hart, die gefokustheid van jou hart, die ingesteldheid van jou lewe, of jy waarlik in elke ding wat jy doen. En ek sê weer, elke ding, is dit om God te verheerlik, soos wat ons 2 weke terug gesien het, so belangrik is. Dit is die eerste taak van die gelowige, om alles tot God se eer te doen. Om dit die fokus van jou lewe te maak. Want dit dra by tot jou beloning, of 'n gebrek aan 'n beloning. Tweedens, die tweede ding waarna God kyk, eerste ene die gesindheid van die hart, tweedens, die gesindheid en die motiewe van die hart, tweedens gaan God die werke, die besondere werke van elke gelowige beoordeel. Voortvloeiend dan hier uit die motiewe van die hart, beoordeel God ook elke daad, elke werk wat gelowiges na redding verrig. Elke werk. 1 Korintiërs 3, van vers 9 tot 15. Paulus beskryf dit as verskillende aspekte, en hierdie ene waar ek nou kyk is wanneer hy dit beskryf as die bou van 'n huis. Die bou van 'n huis. Ander plekke is waar ons as rentmeesters is, anders waar ons aan 'n wedren deelneem, 'n reisieshart. Maar hier sê hy, wat ons die voorbeeld van die bou van 'n huis. En hier sê hy, want ons, dis nou die apostels en die gelowiges, is medewerkers van God. Op die akker van God. Die gebou van God is julle, die gelowiges. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê en 'n ander bou daarop. Maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Met ander woorde, Paulus sê ons die apostels en dan ook hierby ingesluit die skrywers van die Nuwe Testament, ons is die mense wat die fondament lê. Wanneer gelowiges tot bekering kom, is dit op grond van die fondament wat deur die apostels en die Nuwe Testament gelê word. En hy sê daarom, dit is die fondament, maar dan in die kerke bou ander daarop. Dis die predikante ensovoorts. Maar dan sê, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Maar ook ons eie bouwerk moet ons oorbegaan wees. Want niemand kan 'n ander fondament lê as waar daar gelê is nie. Nie 'n ander basis as redding in Christus alleenlik nie. En as iemand op die fondament bou, met goud, silwer, kosbare stene of hout, hooi stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom. Elke daad gaan daar aan die lig kom. Want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. En julle sal onthou van verlede week, hoe Christus gesê het, hy is die vuur wat gekom het, om ook dan die dade te beoordeel. Vers 14, as iemand se werk bly staan, wat hy daarop gebou het, wil sê, hy het 'n goeie gebou, sal hy loon ontvang. Maar as iemand se werk verbrand word, as het waardeloos, hy het met daardie hooi en stoppel en daai goed daarop gebou, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. Hy sal self gered word, maar hy
maar soos deur vuur heen. Dit laat ons ook aan daardie vers in Judas dink, nee. Die kwaliteit van elkeen se bouwerk sal bepaal of hy beloon word of nie. Die kwaliteit van elkeen se bouwerk sal bepaal hoeveel belonings hy ontvang. As dit goed is, ontvang hy beloning. As dit baie is, ontvang hy baie beloning. As dit sleg is, waardeloos is, ontvang hy niks. Maar let wel, daar is nie straf vir brouwerk of waardelose werk nie, net die afwesigheid van beloning. Wat presies dan is die beloning wat die gelowiges gaan ontvang? Ons het reeds gesien, Romeine 2 vers 17, daar ewige lewe, heerlikheid, eer en vrede, daardie 4 belonings wat reeds ons deel nou hier is, wat reeds gedeeltelik hier op aarde beleef word, maar by die bema troon sy volheid ontvang word. Maar wanneer ons na die groter prentjie kyk, is daar soveel meer wat die gelowige gaan ontvang. En daar is onder andere, en daar is nog meer, maar vandag bepaal ons by die 5 krone wat die gelowige ontvang. In die eerste plek, die onverganklike kroon. 1 Korintiërs 9, vers 24 en 25. Weet julle nie dat die wat in 'n wedloop hardloop, almal hardloop, maar net een die prys ontvang nie? Hardloop dan sodat julle dit kan verkry. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, is selfbeheers in alles. Hulle doen dit om 'n verganklike kroon te kry, maar in ons wedloop, is dit 'n onverganklike kroon. En wat hiermee bedoel word is dit, alles op aarde is onderworpe aan verval, maar nie die hemelse beloning nie. Jesus waarsku ons ook om nie skatte op te gaar waar mot en roes dit verniel en diewe inbreek en steel. Met ander woorde, moenie daai goed bymekaar maak wat waardeloos is nie. Moenie dit doen nie. In Matteus 6 vers 19. En Paulus verwys ook na die laurierkrans wat elkeen ontvang. Net een ontvang die prys, net een ontvang die laurierkrans. Daardie krans wat vinnig verdor en vergaan, maar die hemelse beloning is vir ewig. En Petrus sê, die hemelse kroon is die beloning vir volharding en geloof. 'n Erfenis wat onverderflik en onbesmet is en nie verwelk nie, wat in die hemel vir julle bewaar word, om ontvang te word voor die bema troon. 1 Petrus 1 vers 4. Dis die eerste ene, die onverganklike kroon. Tweedens, die kroon van vreugde. 1 Tessalonisense 2 vers 19. Want wie is ons hoop of blydskap of kroon van vreugde? Wie is dit? Is dit nie ook julle voor die aangesig van ons Here Jesus Christus by sy wederkoms nie? Met ander woorde, ons, by daardie oomblik word ons dan 'n kroon van vreugde. Sien dit iets wat ons ontvang nie, ons word dit ook. En Paulus moedig die gelowiges aan in Filippense 4 vers 4, verheug julle altyd in die Here. Dis 'n ingesteldheid van die gelowiges. En geliefdes, ons het soveel rede tot blydskap, meer as enige iemand anders op hierdie wêreld. En ons moet dit weet, daar waar ons lewe, daar waar ons met die lewe besig is, op watter terrein ook al. Maar dan onthou ons ook dat daar selfs in die hemel vreugde is oor elke siel wat gered word in Lukas 15 vers 7. Die kroon van vreugde is ons beloning wanneer God elke traan afdroog volgens Openbaring 21 vers 4. En daar sal geen dood meer wees nie. Ook geen droefheid of geween of pyn nie, want die dinge van vroeër het verbygegaan.
daar is dan alleenlik vreugde. Die derde plek, die kroon van geregtigheid. 2 Timoteus 4 vers 8. Verder is daar vir my weggebere die kroon van geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, aan my op daardie dag sal gee. En nie alleen aan my nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het, met ander woorde, ware gelowiges. En ons ontvang hierdie dan nie op grond van ons werke nie, maar deur die geregtigheid van Jesus. Dis 'n ewige kroon. Nie verkry deur geweld of bedrog of korrupsie of enige ding soos hierdie aardse krone is nie. En soos wat ons sien, so verskriklik omvangryk is, ook in ons land. Maar dit kom deur 'n regverdige verhouding met God, alleenlik daardeur. Dit is vir die wat die Here liefhet en met verlange uitsien na sy wederkoms, Filippense 3 vers 20. En hierdie kroon is nie vir diegene wat op hulle eie geregtigheid staat maak nie, maar vir die wat op die geregtigheid staat maak, wat deur Jesus kom, en die wat met 'n nederige hart na hom verlang. Die vierde ene, die kroon van verheerliking. 1 Petrus 5 vers 4. En wanneer die opperherder verskyn, sal julle die kroon van verheerliking ontvang, wat nooit verwelk nie. Ons het al reeds vroeër ook daarna verwys. En hierso praat Petrus spesifiek met die ouderlinge, maar die kroon is ook vir almal wat die verskyning van Christus liefhet, soos ons in 2 Timoteus gesien het. En die heerlikheid of die verheerliking waarna hier verwys word, is juis dan die glans van die majesteit wat deur ons gedeel en weerspieël sal word. En dink maar net byvoorbeeld aan Stefanus, daar's 'n goeie voorbeeld. Terwyl hy gestenig is, hy sien die hemel oopgaan en die heerlikheid van God aanskou. Handelinge 7 vers 55, 6 en 56. Daardie heerlikheid om dit te aanskou, wat weerspieël word in die lewe van die ene wat dit die voorreg het om dit te doen. So dit herinner ons dat ons nie net gered is nie, maar ons is ook geroep om die beeld van Christus te deel in hierdie wêreld. Ons moet alreeds hier die aangesig, die aanskyn van die heerlikheid hê wat ons deel is. Daardie verheerliking wat ons reeds hier op aarde ten dele kan belewe, soos wat ons in Romeine 2 vers 7 en 10 sien. Dit is dit wat na ons toe kom. En dit maak dit 'n feit dat die lewe van die gelowige en die aansien en die aansig en die aanskyn van die gelowige anders is as die ongelowige. En dis nie iets wat enige iemand kan namaak nie. Hy kan dit nie naaap nie. Dit is iets wat deur die Here daar geplant word. En dit is wat jy sien of nie sien nie. En dit is daar die absolute eenheid van hart wat ook daardeur bevestig word wanneer jy met 'n persoon te doen kry. En daarom maak dit, soos wat ons self al beleef het, maak nie saak waar jy in die wêreld kom nie. Wanneer jy met gelowiges deel, is daar daardie aanklank met die aanskyn van die Here ook in daardie persoon se lewe. Paulus sê dan juis in Romeine 8 vers 18, en dis die waarheid van die gelowige. En ons het hierdie vers nou al oor en oor die afgelope weke gesien. Maar dit moet die werklikheid van ons lewens wees. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. Met ander woorde, ons kan nie ondergekry word deur die las van die hede nie. Van hierdie swaar kry in hierdie wêreld. Die gelowige word nie ondergekry daardeur nie. Want hy weet, dit is net tydelik. Die laaste kroon is die kroon van die lewe. Openbaring 2 vers 10. Hier spreek Christus tot die gemeente, moenie bang wees vir wat julle gaan ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werp, sodat julle beproef kan word.
wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die kroon van die lewe gee. En hierdie kroon is vir alle gelowiges, maar in besondere mate, ek kan maar sê, 'n groter kroon vir die wat lyding en vervolging vir Jesus verduur, selfs tot die dood toe. Want hier verwys lewe na die regte verhouding met God. In Johannes 10 vers 10 het Jesus gesê, ek het gekom sodat hulle lewe kan hê. Daardie kwaliteit van lewe kan hê, wat getuig van God se werk in hulle lewens. En soos lig en water en kos noodsaaklik is vir ons lewens, vir ons liggaam, so is Jesus vir ons die bron van geestelike lewe. Hy is, soos hy dit in Johannes 4 en Johannes 6 stel, die lewende water en die brood van die lewe. En hierdie aardse lewe gaan en sal eindig. Maar ons, gelowiges, het die wonderbaarlike gelofte van God. In 1 Johannes 2 vers 25, dit is die belofte wat hy aan ons gegee, die ewige lewe, die kroon van die lewe. En Jakobus sê hierdie kroon is vir die wat God liefhet. Daar is 'n verdere onderskeid. Dit wil sê, dit is werklik vir 'n besondere groep mense, vir alle werklike gelowiges, wat 'n besondere groep mense is. Maar hier is nog 'n onderskeid wat Jakobus 1 vers 12 vir ons bring. Salig is die man wat versoeking weerdra, wat versoeking weerstaan. Want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom liefhet. As hy die toets deurstaan, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof aan die wat hom liefhet. En hoe bewys ons liefde? 1 Johannes 5 vers 3 gee die antwoord. Hoe bewys ons liefde? 1 Johannes 5 vers 3. Dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar. En sy gebooie is nie swaar nie. As ons saamvat, geliefdes, dan moet ons sien dat God van ons vra 'n gesindheid wat op hom gefokus is, in alles wat ons doen. Dat die motiewe van ons hart en die dade van ons lewe, die dade van ons hande dan gedryf word deur een ding, en dit is ons liefde vir God. Sodat dit wat hy in ons lewens doen, ons heilig, in die ware sin van die woord heilig, dat ons sy werk kan doen. En soos Johannes hier sê, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Dis nie 'n stryd vir ons nie. As ons fokus op die regte plek is, dan kan ons deur hierdie lewe kom, ten spyte van al die aanslae wat teen ons kom. En dan is my gebed dat, terwyl ons dan in hierdie lewe beproewings en pyn en hartseer verduur, en dit is wat na ons kant toe kom, en ons moet dit verstaan, mag ons altyd vorentoe beweeg met vertroue, ons oë gefestig op Jesus, die begin en volëinder van ons geloof, soos dit in Hebreërs 12 vers 2 gestel word. En dan sal ons die kroon en die krone ontvang wat vir ons wag. Dit is God se versekering aan ons. Maar hy vra van ons 'n bewuswees van waar ons fokus moet wees, wat die motiewe van ons hart is, met ander woorde, en hoe ons hierdie lewe lewe. En al doen ons dan wat in die oë moreel neutraal is, geen
dit nie goed of sleg is op sigself nie. Maar dan doen ons dit om God te verheerlik. En op daardie manier ontvang ons dan die krone. En dan ook op daardie manier, as dit ons fokus is, sal ook dit wat ons dan doen wat sleg is, sal dit dan waardeloos word. Want God het in Christus Jesus reeds betaal. Dit is die voorreg van elke gelowige. Dit is hoe ons lewens moet lewe. En dan vra ek vir elke geliefdes, elkeen, gaan asseblief hiervandaan die lewe in met hierdie gesindheid, dat dit wat jy doen, al is dit oënskynlik onbelangrik, maar doen dit tot eer van die Here. Doen dit om God te verheerlik. En daardeur verdien jy 'n kroon, 'n beloning wat joune gaan wees. Ook in daardie klein dade wat jy doen. Vir die wêreld is dit onbelangrik, maar jy doen dit omdat jy dit met 'n bepaalde gesindheid doen. En jy doen die werk van jou hande met 'n bepaalde gesindheid. Alles gefokus op die Here en tot sy verheerliking. Daar is op die bulletin is dit daardie gedig wat ek al van tevore vir julle gelees het, maar ek wil julle terugvat soontoe, want dit gee vir ons ook dan perspektief en dat ons net baie mooi besin hoe ons dan hier lewe. Lord of my life. When I stand before the judgment seat of Christ, die Bybel, and he shows me his plan for my life, the plan as it could have been, and I see how I blocked him here and controlled things there, refusing to surrender my will. Will there be sorrow in my Saviour's eyes? Sorrow, though he still loves me? Then my desolate heart will nearly break from tears I cannot shed. I will cover my face with empty hands, I will bow my unworthy head. O Lord of the years that remain to me, I place them in your hand. En luister mooi, take me, break me, shape me into the pattern you have planned. You have planned. Mag die Here ons genadig wees. Kom ons bid saam. Here, ons God, U het ons vandag herinner aan die ewige belonings wat vir ons wag, vir die wat U lief het, vir die wat volhard in die geloof. U het ons die groter prentjie gewys, o Vader. U het ons die hemelse woning gewys, die bymatroon, daardie krone van heerlikheid en geregtigheid en lewe en vreugde en onverganklikheid. En Here, ons harte word stil voor U, want ons weet, ons as gelowiges weet, ons lewe is nie ons eie nie. U het 'n duur prys vir ons betaal. U het ons op U handpalms gegraveer. En U roep ons om ons jare aan U te wy. En daarom is ons gebed vandag, Here, neem ons, breek ons, vorm ons volgens die patroon wat U bepaal het, volgens die plan wat U bepaal het. En laat ons nie net hoorders van hierdie woord wees nie, maar doeners, getrou, gehoorsaam en vol van liefde en toewyding. En Here, laat ons lewe 'n antwoord wees op U genade
En mag dit ook 'n lied in u ore wees, 'n lied van toewyding en ook 'n getuienis van die ewige hoop wat ons as gelowiges het. Laat u wil geskied in ons, Here, tot eer van u naam en tot uitbreiding van u koninkryk. In Jesus se naam pleit ons dit, in sy naam alleenlik, met groot afwagting, maar ook groot afhanklikheid. Amen.